Vriende, wanneer ons beweeg rondom ons kyk, dan sien ons hierdie groot, ons noem het mos gospel shows, of ons noem ons wêreldse shows, wat mense bywoon. Partykeer sê hulle op die sosiale media, hierdie persoon het nou die grootste gehoor in die geskiedenis nog getrek, en dan is dit stadions en stadions vol mense. Letterlik, ek wil amper sê, meer as 100,000 mense, en dan is dit een of ander sanggeleentheid, in een of ander stadion, wat wêreldbekend is. En nou sê die Bybel vir my in 1 Konings, hoofstuk 4, van 'n man wat ook liedere geskryf het. Hy het baie liedere geskryf, en spreuke, en dis nou Salomo, en hy was meer bekend as wat jy kan dink, hy het baie mense getrek. En ek wil vir jou vertel daarvan vandag. Die Bybel sê, hy was wyser in 1 Konings 4 vers 31 as al die mense. Soos hy het mense getrek wat na sy wysheid kom luister het, maar selfs na sy liedere kom luister het, want hy het mense oor die hele ganse wêreld van sy tyd getrek. Hy was wyser as al die mense, en nou noem hy van die wystes van sy tyd. As ons dit in vandagse tyd sou vergelyk, is dit as jy die topsangers sy name in die wêreld sou noem, dan was Salomo in sy tyd die top van die top. Hy was wyser as al die wyse mense, as Etan, die Esraït, as Heman en Kalkol en Darda, en sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom, soos hy was in al die nasies rondom, was hy beroemd. Nou sê die Bybel, hy 3000 spreuke uitgespreek, en sy liedere was 1005. So Salomo het 1005 liedere geskrywe, en ek glo al sy liedere was top liedere gewees. Nou hy het oor verskillende goed gesing en geskryf. Die Bybel sê hy het oor die bome gespreek, van die seder op die Libanon. Nou die Libanon is die laaste tyd baie in die nuus, die land Libanon. Maar van die seder wat daar groei tot die hyssop wat teen 'n muur uitspruit, het hy geskryf, gepraat. Soos hy was 'n skrywer van formaat, hierdie man. Hy was digterlik aangelê. Hy het gespreek oor die vee, oor die skape, oor die beeste, oor die voëls, dalk oor die mossie en oor die visarend, oor die kruipende diere, die insekte en oor die visse. Van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister. Van al die konings van die aarde wat van sy wysheid gehoor het. Soos daar was nie 'n koning op aarde waarvan daar nie mense gekom het om na Salomo te luister nie. Dit was massieve, mega byeenkomste. En wanneer jy dan nou aan 'n sekere sanger sou dink, 'n hedendaagse sanger, dan sal 'n sekere liedjie by jou opkom. Jy sal onmiddellik dink, dis die top treffer daardie. Wanneer jy aan 'n sekere spreker sal dink, of 'n digter, dan sal jy sê, daardie gedig het hy geskrywe. As jy aan C.J. Langenhoven dink, dan sal jy sê, hierdie of daardie. Maar wanneer jy aan 'n wêreldbekende persoon dink, dan sal jy onmiddellik weet wie. Nou wanneer 'n mens Salomo aan hom dink, dan sê die Bybel ook vir ons, watter lied was sy top treffer gewees, of kan ek maar eerder sê, die mooiste van al sy liedere, is in jou Bybel opgeteken. En ek wil dan 'n paar woorde sê vandag, oor die mooiste lied. Die Bybel noem dit die mooiste lied. En as jy die mooiste lied wil hoor, dan staan dit in jou Bybel, en die titel van hierdie boek is Hooglied. Die woord Hooglied beteken the most beautiful song. Van die 1005 liedere wat Salomo geskryf het, was dit die mees mooiste lied, die hoogste van sy liedere. En daarom noem die Bybel dit Hooglied. Waaroor gaan hierdie lied? Hierdie lied gaan oor 'n liefdesverhouding tussen God en sy kerk. Tussen Christus en die bruid. En daarom wil ek 'n paar woorde hieroor sê. Die lied begin so in hierdie toneel. Soos enige lied is daar verse, daar's verwysings, maar hierdie lied is 'n digterlike kuns. En hierdie boek Hooglied, wat nogal interessant is om te lees. Ek gaan natuurlik nou nie al die verse vir jou lees nie, want ek kan dalk so 'n bietjie rooi van kleur raak hier in my gesig. Maar die Bybel sê dat
wanneer jy dit lees, sal jy sien, is gedeel in verskillende gedeeltes. Partykeer praat die bruidegom en partykeer praat die bruid. En wanneer die bruidegom praat, moet jy nou oplet, is dit nou die bruid of die bruidegom? En ek het in my Bybel dit nou gemerk, wie waar praat. Maar in die vers 2 praat die bruid, en die bruid sing in hierdie mooiste lied ooit geskrywe, laat hy my kus met die kusse van sy mond, want die liefde is kostliker as wyn. En dit vertel van die verhouding tussen die kerk en Christus. Ons moet 'n intieme verhouding met Christus na smag. Tyd wat ons saam met hom spandeer in gebed, tyd wat ons met hom spandeer in ons gebedsvertrek, in ons sitkamer, of waar jy ook al alleen raak in jou tuin. Hy sê, laat hy my kus met die kusse van sy mond, die liefde is kostliker as wyn. Hy sê, die salf is aangenaam van geur, want God giet sy salfolie uit op mense wat tyd met hom sal spandeer. Die salf is aangenamer van geur, die naam is so salf wat uitgegiet is, daarom het die jongvroue u lief. Ken jy daai liedjie, his name is like ointment. Die naam is so salf uitgegiet. Wanneer jy tyd in sy teenwoordigheid spandeer, gaan hierdie geur van Christus op jou oor. En dit kom op jou lewe. Nou sing hierdie bruid in hierdie mooiste van liedere wat ooit geskryf is, in elk geval van Salomo, die hoogste, die mooiste van die 1005. Sy sing, sy sê, ek is bruin gebrand, en dan antwoord die koor, maar lieflik. Waarom is hierdie bruid bruin gebrand? Sy is bruin gebrand, want sy het gewerk vir Jesus in die lande, in die wingerde, bruin gebrand, en asof sy verskoning maak, dat haar vel so verbrand is, dan sê sy, ek is bruin gebrand, maar die koor antwoord, maar lieflik in vers 5 van hierdie mooiste lied, hooglied. O dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. En sy sê, ek is soos die gordyne van Salomo. En sy sê, ag, moenie na my kyk, omdat ek so verbrand is, so bruinerig is nie, omdat die son my verbrand het nie. Sy sê, die seuns van my moeder was toornig op my, hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. My eie wingerd het ek nie opgepas nie. Sy sê, ek het nie altyd na my eie belange gekyk nie. Ek het na die wingerd van Salomo gekyk, na die wingerd van die bruidegom, na die wingerd van my Heer. Ek het in die werk van die Here gestaan. Hierdie mooiste lied van liedere gaan dan oor niks anders as die liefdesverhouding tussen God en sy kerk. En dan kom die bruidegom, en hy besing weer sy kerk. Maar eers in vers 7, vertel my toch my sielsbeminde, waar laat die wy, waar laat die smidda, die veel, rus en lê. Asof hierdie bruid sê, Here, waar kan ek tyd met u spandeer? Hoe kan ek my lewe inrig? Waar laat u vee rus? Waar is daar 'n kerkdiens dat ek kan bywoon? Waar is daar 'n geleentheid waar ek net kan wees, waar u met u skape praat en met hulle werk? Waar is dit? Ek breek vir jou oop, die boek Hooglied. Jy het dalk gedink dit is 'n snaakse boek. Dit is 'n interessante boek. Maar die intensie daarvan is om te sê, daar is 'n bruilof van die lam wat op pad is. Daar is 'n bruidegom, en daar is 'n bruid. En Jesus kom weer om sy kinders te kom haal, en is jy gereed vir die grootste gebeurtenis wat gaan plaasvind? Die wederkoms van die Here, die bruilof van die lam is die klimaks. Dis waaroor hierdie boek gaan. En nou kom die bruidegom, Christus sê, en hy praat met sy bruid, hy sê, met die perde voor 'n wa van Farao, vergelyk ek my vriendin. Lieflik is die wang, is u wange. En so besing die bruid en die bruidegom mekaar, en so is dit in die Bybel ook, Christus besing sy kerk, en die kerk besing Christus. Solank as die koning aan sy tafel was, sê die bruid in vers 12, het sy narcisgeur daar gehang. En die bruid sing, my beminde is soos mirre, my beminde is soos die geur van blomme. En dan sing die bruidegom terug in hierdie mooiste van liedere. Hoe mooi is u toch, my vriendin, hoe mooi is u oë. Jy sien, aanbidding is vir God kosbaar.
Dis daar die gedeelte van ons lewe waar ons hom besing en hom groot maak en hom ophef. En Salomo het oor baie dinge gesing, oor die vee, oor kruipende diere. Hy het geskryf en gesing oor die bome, maar die mooiste van alle liedere gaan oor die bruilof van die lam. Jezus kom weer, die verhouding tussen Christus en sy kerk. Hoe mooi is u toch, my beminde, sê die bruid vir haar man, vir Christus. Lieflik. Dan antwoord die bruidegom in hoofstuk 2 vers 2, soos 'n lelie tussen die dorings, soos my vriendin onder die dorings. En dan antwoord sy, ag, u is soos 'n appelboom onder die bome van die bos, soos my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit. As kerk moet ons heeltyd verlang om in die skaduwee van die Almagtige te sit, om tyd met hom te spandeer. Ek is seker in jou dorp en jou omgewing is daar gereeld dienste, daar word gereeld kerk gehou, gereeld is daar konferensies, gereeld is daar byeenkomste. Dis 'n geleenthede wat ons moet aangryp om die woord van die Here te hoor, om sy vrugte te geniet, om onder die skaduwee van die Almagtige te sit, om na sy woord te luister. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was liefde. Ken jy daar die liedjie wat sê, he took me into his banqueting table, and his banner over me was love. Hy het my in sy wynhuis ingebring, dit beteken hy het jou ingebring in 'n plek waar die Heilige Gees beweeg. Jy het gevul geword met die Heilige Gees, en sy vaandel oor my is liefde. Het beteken, jy het bewus geraak van sy liefde, terwyl jy in 'n kerkdiens in die teenwoordigheid van God se salwing was. En so besing die bruid en die bruidegom mekaar met mooi woorde, met poesie, met gesange. En dan neem hierdie liedskierlike wending. Hierdie bruidegom en bruidslied, liefdeslied, terwyl die bruid in hoofstuk 3 vers 1 sing, en ek praat met jou oor die mooiste lied, 'n lering vir jou vandag, oor die mooiste boek, lied in die Bybel, wat Salomo geskryf het, die beste van die 1005. Die Bybel sê, op my bed snags het ek gesoek na my sielsbeminde. Ek het hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Dit beteken hierdie vrou het nou in die slaap geraak, en sy het begin droom, want jy sien dit baie duidelik verder, dat sy gedroom het, en hierdie lied word nou gesing rondom hierdie vrou se droom, die kerk se droom, en dit is 'n gevaarlike punt waar die kerk hom kan bevind, is om aan die slaap te raak, want die Bybel sê, daar was 10 maagde, maar 5 van hulle het aan die slaap geraak, en hierdie vrou het aan die slaap geraak. Sy het vergeet van haar liefdeslied, sy het hom begin soek, en toe begin sy te droom. Sy het in die stad rondgegaan, in die strate en op die pleine, sy het na haar sielsbeminde gesoek, en hom gesoek, sê hoofstuk 3, maar hom nie gevind nie. En ek wil hê jy moet luister na die mooiste lied, wat op die einde van tyd afspeel. Sy het hom nie gevind nie, die wagte van die stad het rondgegaan, en het haar aangetref, en sy sê vir hulle, het julle my sielsbeminde gevind? Sy soek haar sielsbeminde. Wat het hier gebeur? Die sielsbeminde is weg, want sy het aan die slaap geraak, die wegraping het plaasgevind, die sielsbeminde is nie meer daar nie. En ek gaan vir jou nog so 'n vers of 2 lees, van hierdie gedeelte, hoofstuk 5 vers 2, ek het geslaap, my hart het gewaak, my sielsbeminde klop. Hy klop vandag ook aan die hartsdeure van mense wat aan die slaap geraak het. Hoofstuk 5 vers 2, Christus klop, Openbaring 3 vers 21 sê, ek staan by die deur en ek klop, en hierdie is 'n verskriklike mooi gedeelte in hierdie lied, ek raak net hier en daar vir jou, ek het geslaap, my hart het gewaak, hoofstuk 5 vers 2, my beminde het geklop, sê hierdie vrou, en nou sê die woorde wat Christus sê, maak vir my oop my suster, my bruid, my vriendin, my volmaakte, maak vir my oop. Nou antwoord die vrou van binne af, ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek dit weer aantrek, ek het my voete gewas, hoe kan ek dit vuil maak? Sy sê eintlik, ek het klaar vir God gewerk, ek is moeg, ek het my kleed, ek het nie meer my Christus kleed aan nie.
My beminde, sê hierdie vrou, het sy hand deur die opening gesteek, en toe het my binneste oor hom in beroering geword. Want toe hy sy hand deur die opening steek om die deur oop te maak, toe sien sy die gate in sy hande. Toe sy hand daardeur sien sy die salwing, en skielik is daar 'n beroering in haar, en sy wil die deur oopmaak, maar o wee, dis te laat, die wegraping het plaasgevind, want die Bybel sê, ek het opgestaan om vir my beminde oop te maak, terwyl my hande drup van mirre, toe ek aan die handvatsel vat, daar's 'n salwing, sy voel die teenwoordigheid van God, maar toe sy die handvatsel vat om oop te maak, toe sy weg. Sy het hom gesoek, sê die Bybel in hierdie gedeelte, jy kan dit self lees in hoofstuk 5, hulle het haar aangetref, hulle het haar geslaan, dis typies van die groot verdrukking, hulle het haar geslaan, die Bybel sê in vers 6, ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan, ek het my besinning verloor toe hy gespreek het, ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie, ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie, sy het gebid, maar te laat, die grootste herlewing gaan uitbreek, wanneer die kerk weg is, my vriende, dan gaan mense na God soek, hulle gaan na hom roep, maar te laat. Die Bybel sê, die wagte wat in die stad rondgaan, het my aangetref, hulle het my geslaan. Het gaan 'n tyd wees in die groot verdrukking, wanneer haar wagte gaan uitgesit wees, om gelowiges te slaan, om hulle te mishandel, hulle wat eintlik aan Christus behoort, maar die deur was toe, hulle het hulle Gods gedaante het hulle uitgetrek, ruil vir 'n wêreldsgedaante, hulle het hulle salwing, het hulle nog, hulle praat nog in tale, hierdie vrou sê, toe sy aan die handvatsel vat, het was daar olie, en sy het haar besinning verloor, die salwing was op haar, maar o wee, sy het haar skoene uitgetrek, sy het haar passie vir die evangelie verloor, sy het haar lus om vir die Here te werk verloor, sy het op 'n stadium in die wingerd gewerk, sy was bruin gebrand, maar nou het sy dit verloor, sy het gesê, ek gaan nie meer werk vir Christus nie, ek gaan nie meer vir God werk nie, sy het dit verloor. Vriende, geliefdes, dit kan vir baie mense te laat word. Moenie jou evangelie skoene uittrek nie. Terwyl sy hom soek, sê die koorgedeelte in hoofstuk 5 vers 9, wat is die beminde meer as 'n ander beminde? Wat maak God nou so spesiaal? Wat maak Christus so spesiaal? Het gaan 'n tyd wees, in tyd. In hierdie mooiste lied word het beskryf, wat hulle gaan sê, wie is God dan nou eintlik? En sy begin om te beskryf, skitterwit, suiwer as goud, soos Openbaring om beskryf, sy wange, sy hande, sy bene, soos Openbaring om beskryf, besing sy hom, maar is te laat. Dan gaan die grootste herlewing gaan uitbreek na die wegraping, baie mense gaan kerke wil besoek, maar wagte gaan uitgesit wees, om mense te vervolg en te verdruk. Ek lees vir jou die mooiste lied van alle liedere, die hooglied, noem die Bybel om van die vertalings, noem dit the most beautiful song. En asof die koorgedeelte in hierdie lied aanhou tussenin kom en spot met hierdie vrou, die koorgedeelte in hoofstuk 6 vers 1 sê, waar het die beminde heen gegaan, o skoonste onder die vroue? Waar is jou kerk, God, wat jy aanbid? Laat ons hom saam met jou kan soek, sê hierdie koorgedeelte. En nou antwoord die vrou, my beminde het afgegaan na sy tuin. Daar is 'n hemelse Eden, 'n hemelse paradys. My beminde het afgeloop na sy tuin, om te vermaak in die tuin, om die lelies te versamel. Ons beminde is op daai stadium in die hemel, en uit die wegraping het plaasgevind, uit sy lelies versamel. En hierdie vrou wat agtergebly het, sê, ek is my beminde sin. My beminde is myne. Sing ons dan die liedjie, my beloved is mine, and I am his, and his banner over me is love. En hierdie vrou begin die beminde soek. Vriende, moenie dat dit met jou gebeur, dat jy agter sal bly, en dan deur die grootste van verdrukkings moet gaan, en jou beminde, naamlik Christus, moet soek nie. Hierdie lied, omdat ek het net vir jou vandag saamvat, net 'n sinnetjie hier of daar, sê, sluit hom af. En hy skryf aan die derde laaste vers van hierdie lied, vers 12 van hoofstuk 8. Hy sê, my wingerd is myne. Hier is 1000 sikkels is voor Salomo, 200 vir die wat die vrugte bewaak. U wat in die tuine woon, vriende, luister na u stem.
laat my dit hoor. En dan sê hy, vlug my beminde, maak soos die gemsbok, soos die takbok op die Balsemberge. Ons moet vlug, vriende, vir die begeerlikhede van hierdie wêreld, en ons moet luister na die woord van die Here. Jesus kom weer, sy koms is voor die hand, en as hy kom, gaan hy sy kerk neem, na waar hy is, en deel van die kerk gaan agterbly. Die vraag is nie of Christus weer gaan kom nie, die vraag is jy gereed? Gaan jy deel wees soos hierdie kerk liedjie, wat die mooiste van alle liedere is, wat ooit geskryf is, wat gaan agterbly? Of gaan jy deel wees van die groep wat gaan saamgaan? Wanneer Jesus weer kom, jy ken daar die antwoord. Jy weet of jy gereed is, want die Bybel sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle kan weet. Daar, as jy gereed is, dan weet jy vandag jy's gereed. So sê die Bybel in die sendbriewe van Johannes, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle kan weet. Wat weet jy vandag? Hulle sê, hulle weet nie wat ons weet nie. In 'n mate is dit dalk waar, niemand weet wat jy weet nie. Wat weet jy vandag oor jou saligheid? Is jy gereed as Jesus weer gaan kom? Kom ons bid saam. Here, daar is mense wat na hierdie woord luister vandag wat nie gereed is nie. En hulle is dan op die stadium op pad na 'n plek wat ons noem die ewige plek van verderf, die vlamme hel. Maar die woord is duidelik dat niemand eintlik bestem is om hel toe te gaan nie, wil hê almal moet hemel toe gaan, maar party mense het die hel hulle verblyfplek gemaak omdat hulle genade verwerp het. Daarom bid ek vir elke persoon wat hierna luister, hulle is of gereed of nie gereed nie. As jy gereed is, dan weet jy dat jy gereed is. As jy nie gereed is nie, dan weet jy nie of jy gereed is nie. Ek bid dan vir hulle spesifiek wat gereed is, dat hulle gereed sal bly. En nie soos hierdie vrou haar kleed sal uittrek en haar skoene uittrek nie. Ek bid vir die wat nie gereed is nie, wat hulle kleed uitgetrek het, hulle skoene uitgetrek het, dat hulle weer vuur sal vat en hulle naaste sal vergewe, soos wat Christus hulle vergewe het. Dat hulle weer kerk toe sal gaan, na die huis van die Here. Dalk sê iemand, maar die kerk is so onvolmaak, vriende, God is nog besig met sy kerk. En jy is deel van sy kerk, en hy wil jou saam met die kerk voorberei. Here, ek bid dan vir hulle, dat hulle weer hulle kleed sal aantrek, en weer sal werk vir Jesus, totdat die skadies gedaal het, totdat die meester ons kom haal het, en nie moed sal verloor nie. Ek sien elkeen wat na hierdie woord geluister het. Dankie dat jy dit vir elkeen oopbreek. Ek spreek vuur en vlam, vuur nie vlam van hel nie, maar die vuur en die vlam van herlewing, oor elkeen wat hierna luister. Seën hulle in Jesus naam. Amen. As jy in die omgewing is, kom woon gerus ons dienste by, ons herlewingsdienste elke Sondag, in Mamasbury, en ondersteun ook ons aktiwiteite, ons gemeentes aktiwiteite, maar ook ons projekte, naamlik deur finansiëel by te dra, wil ek jou uitnooi om 'n bydra te gee, om nie jou skoene uit te trek, nie jou kleed uit te trek, maar om betrokke te bly in die evangelie. Mag God jou ryklik seën. Stuur dan vir my daardie boodskap, daardie WhatsApp wat sê ondersteun, en ek stuur vir jou die besonderhede, sodat jy deel van hierdie projek kan wees. Mag God jou ryklik seën. Tot volgende keer. Love you all. Bye.